Ons gesels nou juis oor families en kinders spesifiek want ons gesels vanoggend met Sonja Penson, sy is stigter in die hoof van Human Nature Africa. Goeiemôre Sonja. Goeiemôre, dankie dat ek hier kan wees. Vertel ons bietjie van Human Nature Africa. Waar het dit begin en wat is die doel? Human Nature Africa is gebaseer op hierdie undeniable reciprocal healing ability tussen plante en die mens. Ek weet nie of die natuur en die mens, het julle plante? En hoe voel julle as daar 'n nuwe plantjie uitkom? Dis baie lekker. Ja. Dit is vervullend. En ek seker die mense kan dink as hulle 'n diertjie het of as hulle selfs boer, daar is net iets wat as jy vir die natuur gee die natuur vir jou terug. Die vreugde van die lewe. Dis dit. En as ons na hulle kyk, dan kyk hulle na ons. Daar's 'n emosionele vervulling. So dis waarop Human Nature in Afrika gebaseer is en dan ook ons Human Nature, wat ons doen natuurlik. So dis waarop die maatskappy gebaseer is. Waar kom daai inspirasie vir jou persoonlik vandaan? Waar kom daai connection wat jy het met groei en lewe en die waarde wat nuwe lewe in 'n plant vir jou persoonlik beteken? Waar kom daai inspirasie vandaan? Sure. In 2024 was ek verskriklik siek geweest. Tot die punt wat ek het nie kans gesien om 'n volgende dag op te staan nie. Dit was verskriklik geweest en ek is na een spesialis na 'n ander spesialis toe en ek het die heeltyd hoofpyn gehad soos migraines. Ek kon partykeer dan kan ek nie opstaan nie of dan lê ek op die bed die hele tyd. Ek kan nie, my rug is verskriklik seer en gooi ek op dan twitch my oog. I mean, die eerste dag wat dit regtig begin het, was ek moes 'n webinar gedoen het, 'n live webinar, myself gekyk in die spieël, my gesig het heeltemal begin trek, skeef getrek. En toe het ek net sê, okay, hierdie is nou dit, is of 'n hartaanval of 'n beroerte. En ek het dan die wasbak vasgehou en gelukkig het dit oorgegaan. Ek het die webinar gaan doen en toe die volgende dag was by my ma 'n hoedspruit. En die volgende dag vat my ma my bloeddruk en dis skyrocket. En ons het die dokter geboek en dit was seker 'n 8 maande proses. Ja. Maar ek was in Hoedspruit gewees. Ek sê Hoedspruit girl. En ek het op die stoep gesit en ek het net gedink ek wens almal kan hierdie ervaar. Wat jy net kan in die natuur wees en net daai healing en toe dog ek maar ek ken die situasie in Suid-Afrika, ek is nou vir 6 jaar in publieke health, so ek verstaan wat se situasie het ons van unemployment, poverty, abuse. Toe dink ek, okay, maar mense kan nie net sommer lekker natuur toe kom nie. En toe dink ek, nou wat van die aasvoëls? Wie kyk na die aasvoëls? Want is nou nie die mooiste voël nie, sorry, maar wie kyk na die aasvoëls? Toe dink ek, daar is 'n purpose. Daar is 'n purpose met natuur as ons dit kombineer met mense wat daai purpose nodig wat 'n geld nodig het, laat hulle spasie wat hulle kan sien daar is progress en hulle kan sien daar's opportunity en hulle hoef nie soos wat ek gevoel het te voel waar jy sien nie kans vir die volgende dag nie. So. Nou julle het 'n Plant Play program. Yes. Vertel ons daaroor. Yes. So Plant Play was die eerste program wat ek self geskryf het vir Human Nature Africa en basies waarna ek gekyk het is hierdie situasie waar ons sukkel as volwassenes om te identifiseer met suicidal. Of as ek vir julle moet vra, are you being abused? Is jy depressed? Is jy suicidal? Dis 'n baie groot ding om te moet aanpak. Nou dink vir 'n kind. Nou dink vir 'n kind wat eers hulle weet hierdie labeling terminology want hulle leer dit op skool. Ja. Nou, hulle weet ook nie wat hulle gevoelletjies is nie. So ons het met kinders gewerk tussen 10 en 15 en baie keer ons as volwassenes word geshape deur ons ervarings voor 14. So as daar unresolved trauma is, Dan gaan die res van jou lewe saam. die res van jou lewe. En dit kan uitkom en jy weet nie van waar kom dit nie. Jy weet nie van waar dit. So wat ons gedoen het, hierdie kinders sit in high density, high abuse, high poverty, high crime areas die hele tyd.
ons het vir hulle elkeen 'n bulb gegee. En as jy nou 'n bulb in die helfte sny, dan sit die plantjie, die blommetjie al klaar daar. So dis al klaar metafories om te sê it's inside of Slaap you. binne in jou. It's inside of you. Just be patient. So hierdie kinders het elke dag sien hulle iemand wat hulle lief is voor wat abused word. Wat swaar kry en hulle self ook. Presies. So dis hulle en dit word genormaliseer. Dit is hulle everyday. Ja. Ons het vir hulle die planke gegee en meeste van hulle was dit die eerste keer wat hulle nog ooit iets besit het. Ja. So hulle het die balletjies geplant en ons het vir hulle grond gegee en bakkies gegee. En die projek was veronderstel oor 14 weke te gaan. Dit was 17 weke want die winter in Gauteng was so koud geweest. Ja. Nou, ek weet nie of julle kinders nie, maar 17 weke vir 'n 10-jarige Om te wag. Verskriklik. Ja. Verskriklik. En ons het fasiliteerders gekry van Diepsloot area. So dit was youth facilitators en ons almal het gestres. Dit was 'n emotional rollercoaster vir almal gewees. Maar ons het datapunte gesit op alles. So ek was baie spesifiek gewees dat as ons wil bewys dat daar is hierdie healing ability tussen die mens en natuur, moet ons dit research en ons moet die regte data kry. So ons het seker gemaak dit word ge-approve deur die Board of Ethics. So ons metodes is ge-approve. So daai data wat ons het is die kwaliteit wat ons kan sê absolutely. Wetenskaplike metodologie. Exactly. Presies daai akademies graad. Ons kan dit in medical journals publish. So die kinders het deur die emotions gegaan. Ons het saam met hulle deur die emotions Van gegaan. net 'n gewone bolletjie plant. Van net 'n gewone bolletjie plant, né? Ons het obviously was daar weeklikse observations met die fasiliteerder, maar dit was speeltyd. Wat het gebeur met die kinders? So, ons was baie gelukkig, ons het net 6 verloor, nie die kinders nie. Die plantjies. Ja. Ons het net 6 verloor en ons het spesifiek gesê ons gaan dit nie vervang nie. Want in die lewe, en tot watter punt, dat die kinders, en die mooiste ding wat gebeur het, daar was 'n gender neutrality, seentjies en dogtertjies wat heeltemal Almal was niemand is voorgetrek, almal dieselfde blootstelling gekry. Daar was gekry. nie jy's 'n seentjie, jy's 'n dogtertjie. Wat het dit ontlont in die kinders? Ons al die plantjies het saam gegroei. Die kindertjies wat hulle balletjies verloor het, is ingetrek deur die res van die groep. Natuurlik. Hulle het saam, actually nie natuurlik nie. Weet jy, baie kinders het aan die begin gesê hulle het nie vriende nie. Al wat hulle doen, hulle gaan skool toe, hulle gaan kyk na hulle sissies en boeties en hulle maak kos en hulle gaan skool toe en so. En hulle het emotional expression begin toeken wat die eerste dag wat ons vir die girl vir hulle dit gegee het, toe sê sy, want hulle moes dit huis toe vat, dis nou hulle sin, sê sy, I can't take this home because when my mom and dad fight, they break things. Net so, normaal. Dis domestic violence. Maar dit is genormaliseer, maar in plaas van 'n label daarop sit, kon sy dit uitspreek. Daar's 'n seentjie wat gesê het, en hy's 14, wat gesê het, when I get angry, I will hurt people. Now that I have my plant, I know I can just calm down. I don't need to hurt people. Oh, dis ongelooflik. Die emosionele release, en ons het vroeër gepraat van as jy na trauma vashou as 'n volwassene, gaan dit iewers uitkom. En nou word dit actually aangespreek vir Nou word dit uitgelaat sonder dat hulle weet, maar hulle praat en ons het social workers op die spasie, so dit gaan adres word en hulle kan dit reguleer, hulle kan hulle emosies reguleer. Ons is regtig, dis meer as wat ons kon voorgebid het of verwag het. Dit was regtig iets fenomenaal wat ons gesien het. Dit is regtig wonderlik om te hoor die werk wat julle doen. Ek hoop hier waar julle begin het in Diepsloot versprei reg oor die land, julle kan aanhou help om die kinders te help. Dankie vir julle en dankie vir julle stigting. Baie dankie en ons hoop almal staan saam nou. Ons werk saam met die departement van basiese skoling, basic education. Onderwys, ja. Ons het reps, ons korte corporate wat in ons support, want as jy kyk na wat die statistieke is nou van abuse,
van inequality, van unemployment. Hoe gaan dit lyk oor 5 jaar? Absoluut. En waar gaan ons lewe en julle kinders lewe? So ons moet nou plan maak, ja. Dit is dan Sonja Benson van Human Nature Africa en die verskil wat hulle ook maak met kinders. Bly geskakel, net hierna gaan ons voort.